In hierdie leerling, getiteld Is sonde jou Achilleshiel, wil ek by die volgende stil staan. 1. Wat is sonde? En ek gaan sonde koppel aan liggaam, siel en gees. 2. Waarom is sonde jou Achilleshiel? En hoe kom byt sonde jou telkens in die hakskeen? 3. Wat noem Jesus en Paulus as voorbeelde van sonde? 4. Iets rondom my eie pad van sonde. 5. Hoe omskryf die skrif in Hebreëus en Grieks sonde? 6. Jesus was die voete van die disippels en maak hulle deel van hom. 7. 'n samevatting van hoe die openbaring van sonde op 3 vlakke waargeneem kan word: liggaam, siel en gees. In die Griekse mitologie is Achilles die grootste Griekse held in die Trojaanse oorlog. Sy enigste swak plek was sy hakskeen. Hy was slegs in sy hiel kwesbaar. Vir Christene is sonde hulle Achilleshiel. In Markus 7, verse 21 en 22 noem Christus die volgende: slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. En Paulus noem in Galasiërs 5 vers 19 tot 21 1 oorspel, 2 hoerery, 3 reinheid, 4 ongebondenheid, 5 afgodery, 6 towery, 7 vyandskap, 8 twis, 9 jaloersheid, 10 toornigheid, 11 naaiwer, 12 tweedrag, 13 partyskap, 14 afguns, 15 moord, 16 dronkenskap, 17 brassery en 18 dergelike dinge. Vir die van julle wat in wiskunde belangstel, God is 'n wiskundige. Hoeveel werke van die vlees het Paulus genoem? Ja, jy's reg, 18. 6 plus 6 plus 6 is 18. Triple 6. 6 is die getal van die mens. 666 is die getal van die mens in sy volle sonde. Dis nou stof tot nadenke. Of hoe? Om oor sonde te praat is in vandag se wêreld 'n taboe onderwerp. Ons leef in 'n postmoderne en 'n liberalistiese wêreld. Wat beteken dit in eenvoudige taal? In 'n postmoderne en 'n liberalistiese wêreld word waarheid bevraagteken. Alles kan en alles mag, maar tog worstel Christene met sonde. En as ons sonde sou probeer omskryf, steek ons meestal vas by verkeerde gedrag. Ons is geleer dat sonde gaan oor wat ons verkeerd doen. Maar is dit die enigste manier hoe ons na sonde moet kyk? Gaan sonde nie eerder oor wie ons nie is nie? Wat is die kitsoplossing vir hierdie Achilleshiel van sonde? Verander jou gedrag. En nou op met alles wat Jesus en Paulus genoem het. Gaan jy kerk toe, word jy met jou sonde gekonfronteer. Die wet beveel ons dat ons nie meer die dinge moet doen nie. Jy moet jou gedrag verander. So sê die wet, jy moenie meer doen wat jy doen nie. Verander jou gedrag en sonde is weg. Maar hierdie benadering is soos om op 'n dieet te gaan. Die oomblik wanneer jy op 'n dieet gaan, is kos al waaraan jy dink. En is meestal nie goeie kos nie, maar juis die kos wat jou gekry het waar jy is. Soos dit ook met sonde. Hoe harder jy probeer om nie te sondig nie, hoe meer sondig jy. Paulus het goeie raad in Romeine 12 vers 21. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie,
maar oorwin die kwaad deur die goeie. Later meer oor hierdie skrifgedeelte. Oor die jare het my bewussyn rondom wat sonde werklik is, verdiep. Ek het ontdek dat ek eerste met sonde deur my liggaam kennis gemaak het. Dis die sonde waarna Jesus en Paulus verwys het. Die sondebewussyn het my byna versmoor. Vir jare en jare is ek daaraan daagliks herinner, met geweldige skuldgevoelens. Dit is asof die struik van sonde my gaandeweg versmoor het. En moenie vergeet nie, ek was van kleins af 'n getroue kerkganger, hyperkalvinisties. Slegs 2 handevol mense het nagmaal gebruik in die gemeente waarin ek groot geword het. Maar nie ek nie. Ek was deel van honderde ander kerkgangers wat van 'n afstand toegekyk het. Ek was uitgesluit. Sondaar. Sonde. En sonde ontvang en gebore. Dis hoe dit is. Ek is nie waardig nie, nie goed genoeg nie. Ek drink 'n oordeel oor my. Is ek tog wel uitverkies? Ek is 'n sondaar. En ek verdien straf, die straf van God. Vreesaanjaend. Moontlik die ewigdurende, bewustelike pyniging in die hel. Vandag wil ek vir elkeen wat hierna luister sê, al het jy so gedink, dit was 'n leuen. Vader dink nie oor my en jou so nie. Met as gevolg, ek het metamorfose ondergaan deur 'n liefdevolle God, wat Vader, Seun en Heilige Gees meer en meer in my lewe geopenbaar het. Wat sê die skrif van sonde? Dan moet ons blaai na die begin van die Bybel. Kom ons lees Genesis 4 vers 7. In hierdie teks praat die Here in die Hebreëus Yahweh met Kain. En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en haar begeerte is na jou, maar jy moet oor haar heers. Sonde is in die Hebreëus Chata'a. Dis 'n vroulike, selfstandige naamwoord. Vandaar die verandering wat ek in die teks aangebring het. Ons sal later ook die siel aan die vrou verbind. Nou, bly asseblief in die gees daarna kyk. Paulus sê, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus. Galasiërs 3:28. Nou, om jou verder te help om dit te verstaan, in die Nuwe Testament is die man ook bruid, en die vrou ook seun. As die Here die woord sonde gebruik, moet 'n mens seker aanneem dat Kain die woord geken het. Julle sien al die deurtjies, al die deuropeninge waar sonde jou wil besoedel. Dis jou ore en jou oë, en jou neus en jou mond, dis jou gevoel. En daar's beslis nog meer deuropeninge, soos wat julle in hierdie prente kan sien. Die Here sê vir Kain dat hy daaroor moet heers. Maar kan die eerste Adam oor sonde heers? Is hy daartoe in staat? Wat beteken sonde in Hebreëus? Allereers, die woord sonde is in Hebreëus 'n vroulike, selfstandige naamwoord. Sonde is 'n misstap. Dis jou voet wat gly. So elke keer wanneer jy 'n misstap begaan, mis jy die merk. En dis wat sonde doen, letterlik beteken. Dis die definisie van sonde, volgens die Strongs Woordeboek. En ek herhaal, jy mis die merk. Nou, hoe weet jy dat jy die merk gemis het? Jy meet jouself. En omdat jy tekort skiet, is jy aanhoudend bewus van sonde.
Nou die verskil tussen die Levitiese priesterorde en die priesterorde van Melchisedek is uiters belangrik. In die Levitiese priesterorde, volgens die wet van die Ou Testament, is daar 'n gedurende bewussyn van sonde. Jy kan gerus Hebreërs 10 lees. Sondebewussyn is 'n aaklige familiêre gees. Nou, wat is 'n familiêre gees? Die familiêre gees wil jou aan slegte gebeure herinner. 'n Familiêre gees is 'n tipe gees wat jou aanhoudend veroordeel. En die familiêre gees lieg veral oor wie jy is. 'n Familiêre gees hou jou in jou verwondings en in jou vrese gevange. Sodoende loop jy as 'n verloder en nie 'n oorwinnaar nie. Omdat hierdie gees oor jare en dekades heen so familiêr met jou geword het, is sy aanslag gefokus op jou gewete, jou verbeelding, jou manier van redeneer, jou denke, jou emosies en jou wil. Dis in jou siel waar 'n familiêre gees baljaar. Maar dis 'n siel wat deur jou natuurlike sintuie geleer is. Dis gebaseer op jou ervarings met mense en die wêreld om jou, maar veral jou ervarings wat godsdiens jou geleer het. En met hierdie ervarings het jy familiêr geword. Wat beteken sonde in Grieks? Weereens, die woord sonde is in Grieks ook 'n vroulike selfstandige naamwoord. Nou, hoe definieer die Strongs Woordeboek sonde in die Grieks? Presies dieselfde as die Hebreëse woord vir sonde in die Ou Testament. Jy mis die merk. Jy voldoen nie aan die standaard van die merk nie. Is die mis van die merk wat hamartia werklik beteken? Kom ons kyk. Hamartia bestaan uit 2 dele. Ha plus meros. Ha beteken sonder en meros beteken vorm of deel. Hamartia beteken dus nie om die merk te mis nie, maar wel om sonder vorm en sonder deel te wees. Jesus, wat die voete van die disippels was, is 'n les in nederigheid. Om die vuil stinkvoete van jou vriende te was, vra iets. Wat 'n mens moeilik raak lees in hierdie skrifgedeelte, is dat die was van Jesus jou deel maak van hom. Johannes 13 vers 8. Petrus sê vir hom, "U sal my voete in der ewigheid nie was nie." Jesus antwoord hom, "As ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie." Jesus sê dus, dat as ek jou nie was nie, Petrus, het jy geen meros, het jy geen deel aan my nie. En as jy deel aan my het jy my karakter, my identiteit, dan is jy soos ek is. En hoor jy nie dieselfde Johannes in 1 Johannes 4 vers 17, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Jesus het ons verlore identiteit kom herstel. Hy het ons sonde weggeneem. Ons weet nou wie ons in Jesus Christus is. Ons het deel aan hom. Ons is deel van die liggaam van Jesus Christus. Jou eerste kennismaking met sonde was in die liggaam. Dis ook die eerste vlak van openbaring rondom sonde wat jy ontvang. Jy loop in die werke van die vlees. Jy is bewus daarvan, maar wettiese godsdiens probeer jou hier gevange hou. Jy word voortdurend daaraan herinner dat jy 'n sondaar is. Wanneer Jesus se volmaakte offer aan die kruis jou die woorde "dis volbring" laat hoor, begin jy vrykom. Vervolgens probeer jy hard om jou oog op Jesus te hou en nie die merk te mis nie.
en jy probeer 'n klomp dinge doen. Dis selfpogings deur eie wilskrag, maar jy bly moeg en uitgeput, geïrriteerd en gefrustreerd. Jy stel om te leer, en dan besef jy uiteindelik dat jy nie uit eie krag kan nie. Dis jou tweede vlak van openbaring rondom sonde wat jy ontvang. Wanneer jy 'n derde vlak van openbaring kry, dat sonde jou verlore identiteit is, omdat jy die leuen geglo het, dat jy geen vorm en geen deel aan Vader, Seun en Heilige Gees het nie, kom jy waarlik vry. Dis wanneer jy besef dat jy saam met hom gekruisig is, saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, saam met hom opgestaan het, saam met hom opgevaar het, saam met hom in die hemele in Christus sit, sodat jy saam met hom geopenbaar kan word. Halleluja! Wat het ons geleer? Min van ons het nodig om die werke van die vlees te hoor, om te besef dat sonde 'n probleem is, wat met die liggaamssintuie waargeneem kan word. Jesus en Paulus het dit uitgespel. Elkeen van ons het ons eie pad met sonde geloop, en miskien kon jy raakpunte met myne sien. Om die merk te mis, is die algemene vertaling van sonde in die Hebreëus en in die Grieks. Dit het ons laat vasval in ons poging om die merk wat Jesus is, nie te mis nie. Maar dikwels was ons teleurgesteld. Uiteindelik het die uitmekaar trek van die woord hamartia ons uitgebring by geen vorm, geen deel. En wanneer ons in sonde leef, leef ons in ons verlore identiteit. Ons weet nie wie ons is nie. Jesus Christus het alles volbring. En soos Paulus uitgewys het, is ons saam met hom gekruisig, saam gesterf, saam begrawe, saam opgestaan, saam opgevaar, saam sit ons in Christus in hemelse plekke, en saam word ons met Christus geopenbaar. Mag die Heilige Gees ons elke dag lei om in hierdie waarheid saam met hom en sy liggaam te loop. Amen.